Baie groot dankie aan die Smith Auto Group in Bloemfontein wat die lewe met 'n rede bediening help moontlik maak. In Habakuk 3 vers 17 en 18 lees ons die volgende: Al sou die vyeboom nie bot nie, en daar geen druiwe aan die wingerde meer wees nie, al sou die olyfoes misluk en die lande geen oes lewer nie, al sou daar geen kleinvee in die kampe meer wees nie en die beeskrale sonder beeste wees, nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God my redder. Ek dink almal van ons kan daai eerste gedeelte vers 17 kan ons vervang met ons eie stories, eie krisis stories, waar ons dalk kan vertel van 'n huwelik wat op die rotse geloop het, waar ons kan vertel van kinders wat ons afgeskryf het, of ouers wat ons teleurgestel het, van werk wat ek verloor het, of waar ek sukkel met 'n terminale siekte. Almal van ons, dink ek, kan daai stories vertel. En die vraag is, watter invloed het dit op ons? Kry die lewe ons dalk onder? Habakuk skryf, krisistyd, al sou die vyeboom nie bot nie, en daar geen beeste nie, beeskrale meer wees nie, so uit sy eie storie, maar dan kom hy by 'n geloofsbelydenis, wat sê, nogtans, ons kan dit dalk vertaal met, ten spyte van omstandighede, sal ek in die Here jubel. Ek wil vandag sommer net vir jou vra, kan jy vanuit jou storie, jou krisisstories, nog steeds in die Here jubel? En dan gaan ons dalk so al vra ons en vra, maar hoe kry ons dit reg? Hoe kry ons dit reg om in die Here te jubel as dit so met my gaan? En dan sê Habakuk, die Here my God gee vir my krag. Jy sien, dit gaan nie oor omstandighede wat noodwendig verander nie. Dit gaan nie daaroor, ek het krag vir die lewe as alles perfek is nie, as my drome uitwerk nie, as daar nie krisisse oor my pad kom nie. Nee, ek het krag vir die lewe, want die Here stap hierdie pad saam met my. Psalm 23 vers 4 sê dit ons so mooi, en ons ken die Psalm so goed, al gaan ek deur 'n dal van doodskade weer, die 33 vertaling, sal ek geen onheil vrees nie, want U is by my. So ek wil sommer net vandag vir jou weer die ou vraag vra. Besef jy dat daar waar jy nou is, met dit wat jy nou beleef, dat die Here by jou is, dat hy jou vashou, maar nie net vashou nie. Habakuk gaan verder, sê, hy laat my voete weet soos 'n ribbok op hoë plekke staan. Hy bring weer herstel, hy bring weer heling, hy bring weer genesing. Glo jy dat God kan genees in die krisis waarin jy is? Baie keer lyk die genesing nie soos wat ons dit wil hê nie. Nie alle mense wat terminaal siek is word wonderbaarlik genees nie, maar in God is daar altyd krag en genesing. Glo ons juis nog dit. 'n Baie groot dankie aan die Smith Auto Group in Bloemfontein wat die lewe met 'n rede bediening help moontlik maak.